Goeienaand almal. Dit is almal so lekker as 'n mens nou 'n familie begin raak het. Jy hoef nie eers goed te sê nie. Hulle sien al jy het jou boek vergeet en dan hou hulle maar net mooi aanspeel totdat die priester nou weer verskyn om met sy boek te loop al. Dit is so lekker. Dit is om familie te wees. En dis waaroor ons praat. Van verlede Sondag af praat ons juis oor familie wees. Eben iewers is iets te hard of is 'n weerklank of iets hier voor by my net kan help. Dankie. Daar is hy. Dit klink beter. So dis waaroor ons praat. Ons het Sondag begin en ons het vir mekaar gesê die Here het vir ons gawes gegee. Nou jy weet, dis een ding om dit te praat, maar dis 'n ander ding om dit te sien gebeur. Sondag het ek gekyk en toe sien ek maar, hier lyk vir my die rooi komberse vir ons winterhoop is 'n bietjie min. En toe weet ek maar ons het 'n probleem gehad met knip, want die vorige Saterdag wat ons geknip het, was hier nie genoeg mense gewees om genoeg te knip hê. So ons het die materiaal, maar dit moet geknip word. So Sondag loop ek hier deur die kerkgebou en ek kyk wie lyk soos knippers. En toe loop ek nou knippers raak, soos wat ek loop. En ek sê vir die knippers, luister, ons het julle nodig of ons rooi komberse te knip. Nou Maandag, nee, dis nou eintlik wonderlik om dit nou te beskryf. Julle moet my nou vergewe, kom ek vertel nou maar die storie. Hulle sal my ook vergewe, glo ek. Nou Maandag, toe daag hulle nou op om te knip, maar nou is alles nou nie 100% reg vir hulle nie, want die priester het mos nou sommer mense by mekaar gehark, so die arme personeel was ook nou nie 100% gereed vir almal nie. En dis maandagmôre na naweek. So en alles is die mekaar op 'n Sondagmôre na naweek. So toe kom hulle hier aan en hulle begin en party komberse is 'n bietjie kleiner as wat hulle moes wees en allerhande sulke geheime wat ons nou nie so vertel nie. Maar ek en dis die wonder van om te besef, maar ons is hier omdat ons mekaar nodig het. En vanaand kan hulle nie uitgepraat raak oor hoe lekker hulle saam gekuier het en hoe lekker hulle saam die week gewerk het nie en hoeveel komberse daar nie geknip is nie. Ek is met 30 komberse oor mikro toe, ek het vandag nog 20 kom haal, ek is al met 50 mikro toe en ons kon die kinders seën met rooi komberse. Vandag staan daar so 'n klein meisiekie daar op die stoep en dit was pouse net voor die Pinkster. En sy kom na my toe en ek sien die oues nie lekker nie. Maar nou kom hulle almal, en kom gee jou drukkie middag oom, môre oom en ek môre almal, maar sy bly staan. Ek sê jong, wat's fout? Jy lyk vir my of dit nou nie lekker is nie, maar ek kan sommer sien hier sulke plooie hier op die voorkop. Ek sê my kop is verskriklik seer oom. En ek sien nou maar jongie, was hy by juffrou, het juffrou vir jou pilletjie? Nee, daar is nie pilletjies vandag hier en juffrou wil jy help en die trane begin loop en ek sê maar dan moet ons nou vir mamma loop bel, laat mamma vir jou kom haal jong, het 'n bietjie huis toe gaan. Nee oom, ek wil nie huis toe nie. Ek wil nie huis toe nie. Kyk, iemand moes my twee kanse gee. Die eerste kans is ek al lank by die huis. Ek wil nie huis toe nie. Kom, saam met my. En ons stap aan na Tannie Liana toe en ons gee af vir Tannie Liana en Tannie Liana praat met haar en kuier saam met haar. En net nou kom sy teruggestap. Ek sê, is dit beter, baie beter oom, dankie. Dankie vir 'n rooi kombers, dankie vir om deel te wees. En ek weet net, die Here stuur ons mos en bring rooi komberse om vir kinders te laat hoor, verstaan dat Jesus het jou lief. En hoe lekker was dit nou om vir al die verjaarsdagmaatjies vanmôre rooi komberse te gee. Hulle lyk almal soos Superman toe hulle daar uitstap, maar hulle is sulke kolle, oral is sulke kolle van rooi komberse. Elke juffrou het 'n rooi kombers vir die klas en meneer het 'n rooi kombers vir die klas. So as daar een is wat nie lekker voel nie, dan is die rooi kombers syne vir die dag. Hy kan die rooi kombers om sy skouers hang. Die verjaarsdagmandjies is huis toe vandag met die opdrag. Hulle moet vir mamma en pappa gaan sê, hulle moet hulle komberse weer gaan oprol
en dit mooi weer maak, en dan vanaand vir pappa en mamma gee en sê, hulle moet die rooi kombers om hulle skouers hang, maar hulle moet vir hulle vertel, pappa en mamma moet vir hulle vertel, hoekom hulle vir hulle lief is, en dan vir hulle rooi kombers omhang. En hierdie span wat hulle gawes gebruik het van Sondag af, maak dit moontlik, dat ons sagtheid en liefde kan wees, en dit kan bring. So, dis die wonder van familie wees, dis die wonder van om saam te dra. Ons het wonderlike oomblikke hierdie week saam gehad, reisontmoetings, mekaar herinner van as ons saam stap op die pad en ons reis saam en ons onthou wat liefde is, dat liefde dieper gaan as net die oppervlakliefde. Dis liefde wanneer dit swaar is, dan vra Jesus van ons ook liefde, ook hulle wat ons net te nakom en by wie ons seer kry. En ons onthou, ons moet bly probeer net lief wees. Dis ons opdrag. En dan Paulus wat vir die Efesiërs bid en sê, ek bid dat julle innerlik sterk sal word, dat Christus ons meer en meer in ons sal wees, dat die liefde van God, dat ons in die liefde van God gegrond sal wees, dat ons die hoogte en die diepte en die wyte van Christus se liefde vir ons ken, dat ons die volheid van God sal beleef, dat ons God sal sien, God sal beleef. So, sulke wonderlike stilhou plekke wat die Here vir ons gee in hierdie Pinkstertyd, om sommer net weer te onthou dat ons 'n doel het en 'n rede het hoekom ons Suidkerk is. Ons is kerk omdat die Here ons nodig het. Hy het ons nodig. En ons moet maar dit onthou. Hy het ons regtig nodig. En ons moet vir hom leef. Eugene Peterson skryf in sy boek en hy sê die volgende: The church is a servant community, practicing self-giving love. Love is expressed through service. Liefde word uitgedruk deur diens. Church members imitate Christ's self-giving nature. Hospitality is central. Gasvryheid, ons gaan vanaand daaroor praat, is die middelpunt. Ons moet by 'n tafel bymekaar kom in die middel van ons voorportaal, sodat ons om die tafel kan kyk en vir mekaar kan sê, dis lekker, dis goed om mekaar te sien, dis goed om kontak te maak. The church is called to welcome the stranger and care for the vulnerable. Die beste voorbeeld daarvan is Milkie die kat wat die buitekant is. Almal het al vir Milkie gesien en ontmoet. Toe Milkie die eerste keer opgedaag het, was Milkie hierdie maarkat, hierdie absolute maarkat, net vel en been. Toe kom diens van barmhartigheid agter, die kat is hier buite, né? So toe kom diens van barmhartigheid se harte na vore. Toe kom Kuilsrivier Suid se hart na vore. Toe kom Suidkerk se hart na vore. So almal gee nou al vir Milkie die kat kos, né? So Milkie is nou hierdie vriendelike kat. As jy sien, dan kom die baristas met die kat aangestap, want Milkie het by hulle 'n draai gemaak. As jy hierdie kant keer, dan is Milkie aan die kant. Almal wil vir Milkie buite hou, maar Milkie sê nee, ek wil binne wees, ek wil wees waar julle is, want julle het vir my liefde gegee. Ek wil by julle wees. Nee. So self die katte, nee, liefde verstaan. Nee. Dan moet ons soveel te meer dit wees. The church resists consumerism and focusing outward. It does not cater to self-centered desires. Worry. The church does not cater for self-centered desires, but exists for God's mission. Ons liefde kan nie in ons sit nie en by ons sit nie. Ons liefde moet in beweging kom. Ons liefde moet beweeg soos wat die Gees in ons harte ook ons bewus maak daarvan. So kom ons staan en dan sing ons twee liedere. Ons gaan sommer so direk agter mekaar sing. Ons sing eers Herskep o Gees, laat leef o Gees, en dan sing ons Gees van God wat in my woon. Kom ons sing al twee die liedere saam.
Dankie, kom ons sit. Voor ek vergeet, ek het nou so lank oor die rooi komberse gepraat, ons knip weer Saterdag rooi komberse. So die wat wil kom help aan die lekkerte, om deel te wees van die familieknip beweging, Saterdag 2 uur. En ek het beloof, ek kan mos nou nie die week gasvry gewees het nie, maar ek wil nou Saterdag gasvry wees, so ek maak vir ons Saterdag lekker biltong sop, biltong en bloukaas sop. So die wat wil probeer, kan kom probeer. Saterdag, nou gaan 'n broodjie ook wees, en dit is 2 uur, dit is 2 uur. As jy laat is, jammer vir jou, want daar is net soveel, so kom 2 uur. Weet jy hoe laat die rugby nou weer Saterdag is, maar vergeet dit nou maar, ons kuier saam, en as dit moet, dan kyk ons ander dinge ook saam, maar ons kuier saam, en ons leef sommer net saam, ook Saterdag sommer net lekker in die familie. Ons lees vanaand saam uit Romeine hoofstuk 12, vanaf vers 9. En dis vanaand nodig dat ons stadig deur die teks beweeg, en toelaat dat die Gees ook regtig ons laat luister na wat die woorde vir ons sê, want vir my voel dit asof Paulus vir ons hier wil kom help om te verstaan hoe liefde in beweging lyk, en dat ons mooi rustig daardeur moet beweeg. So kom ons vertrou dat die Gees ons ook daarmee sal help. Vers 9, die liefde moet opreg wees. Verafskie wat sleg is, en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie aan julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig en dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking en volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is, en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink, want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moenie jou deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. In jou loop van jou lewe moes jy 'n klomp dinge leer doen. As jy by die skool kom, moes jy leer om te lees, om te skryf en somme te maak. En jy moes dalk by my verbygekom het dat ek jy moes leer hokkie speel het. So jy moet weet, as jy moet hokkie speel, moet jy die eerste ding wat jy moet doen, is jy moet die stok reg vashou. Nee? En dan moet jy leer om die bal te kan beheer. En dan moet jy kan leer om die bal op die regte manier aan te gee. En dan moet jy leer om die bal te stop en te slaan. Maar wat al hierdie dinge betref, is dit belangrik
om die mees basiese beginsels, die boublokke, die grondbeginsels, eers te vas te lê. So jy kan nie byvoorbeeld somme leer maak as jy nie eers weet hoe om op te tel en af te trek. Jy moet tel, nie, en by mekaar te kan tel en af te trek, op en af te kan beweeg, en mekaar te kan aftrek. Optel en aftrek is grondbeginsels wat jy onder die knie moet kry. En as jy rugby speel, dan moet jy kan leer om aan te gee, want op aarde, jy kan nie die bal by jouself hou nie, jy moet dan die bal vir iemand anders ook aangee. So, elke ding wat ons doen, het grondbeginsels, waarop ons bou, en wat ons beter leer doen, vaardiger mee raak. Ook as Christene het ons grondbeginsels, wat kenmerkend is daarvan. Dinge wat ons onder die knie moet kry, wat ons onder die knie behoort te hê. Daarsonder kan ons nie Christene wees nie. En die 3 belangrikste grondbeginsels van Christen wees, sê Paulus in 1 Korintiërs 13 vir ons, geloof, hoop en liefde, en dan net sy nota by, en die belangrikste hiervan is die liefde. En so kan 'n mens jou dan nie 'n Christen sonder liefde voorstel nie. 'n Christen sonder liefde is iets wat net nie kan bestaan nie. Dis waarin jy gemeet word, dis waarin jy getoets word. Of jy kan vergewe, of jy weer kan probeer, of jy weer van vooraf kan begin, want dis wat liefde van ons vra. En daarom kry ons so baie gedeeltes in die Bybel, wat ons wil leer hoe om regtig lief te hê. En Romeine 12 vers 9 tot 21 is juis een van hierdie gedeeltes. Dis die gedeelte waarin 'n klomp praktiese dinge gesê word, die grondbeginsels vir ons neergepen word. En ek wil 2 stellings maak vandag oor Romeine 12. En die eerste is, ek wil die stelling maak dat 'n Christen sy of haar liefde wys deur ander te help, deur diens te lewer aan ander en hulle by te staan in hulle nood. In vers 13 sê Paulus, help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Ons het so 3 jaar terug in Kassivier Suid vir mekaar gesê, wat verstaan ons is Suidkerk se belangrikste werk? Ons verstaan is om die gemeenskap in te nooi en dit wat die Here vir ons kom gegee het. Die Here het vir ons klomp dinge hier op die perseel gegee, wat ons so dankbaar is oor. Maar wat ons moet doen is, ons moet die deure oopmaak, totdat selfs Milkie welkom kan wees. Nee, ons moet ons harte oopmaak, gasvry wees, sodat op so 'n manier dat mense by ons wil wees, en ook kan deel in dit wat ons van God ontvang het. Die vroeë Christene het die behoeftes van weduwees en ander kwesbare mense ernstig opgeneem. Veral binne die kerk. Gaan kyk nou maar in Handelinge 6 vers 1, 2 Korintiërs 8, Galasiërs 6, 1 Timoteus 5, Jakobus hoofstuk 1. Paulus pleit dat ons aktief sal soek na geleenthede om gasvryheid te betoon. Abraham was die model van gasvryheid omdat hy die besoekers so vriendelik onthaal het, Genesis 18. En die skrywer van Hebreërs sinspeel op Abraham se gasvryheid wanneer hy sê, moenie vergeet om gasvryheid aan vreemdelinge te betoon nie, want deur dit te doen, het sommige engele onthaal sonder dat hulle dit weet. Hebreërs 13 vers 2. Jesus het die belangrikheid van gasvryheid aan diegene in nood beklemtoon. Die wat honger het, die wat dors het, 'n vreemdeling, die wat naak is, die wat siek is of in die tronk is. En het gewaarsku dat versuim om gasvryheid te toon ewige gevolge sal hê. Paulus sluit gasvryheid onder die vereiste eienskappe in van 'n ouderling, 1 Timoteus en Titus 1. En so is daar 'n klomp geleenthede waar ons betrokke kan raak
by ander se nood. En mense se nood kom ons in 'n verskeidenheid van gedaantes voor. Of dit is by ons nuwe voorskoolse sentrumpies, waar die kinders honger het en koud kry, en 'n honger het na leer, en 'n honger het na om ook te kan deelneem soos ander kinders in 'n skoolsisteem. Maar ons dink aan armoede, ons dink aan mense wat nie 'n huis het nie, en op straat bly, of onder die oorhang van 'n gebou slaap, waar mense nie genoeg het om in hulle basiese behoeftes te voorsien nie. En vir ons as Christene bied dit die geleentheid om liefde te bewys, om gasvryheid te betoon, om liefde prakties te maak, deur ons hand uit te steek en te help en in te nooi en te sê, maar kom ek help jou. En natuurlik is die verligting en die uitwissing van armoede 'n ingewikkelde saak. Dis nie eenvoudig nie. Dit gaan nie net maar oor die uitdeel van 'n kospakkie of iemand 'n paar rand in die hand te stop nie. Armoede is iets wat op talle fronte is, sosiale probleme wat op talle fronte beveg moet word. Daar moet soms kos uitgedeel word, of in 'n sopkombuis moet daar sop gegee word. Maar ons moet onder andere ook help, sorg dat armes billik betaal word. Wanneer laas het ons gekyk na ons huishulp se salaris? Het ons die geldjie gevat en 'n som gemaak oor wat ons daarmee kan koop en hoe lank dit ons hou om met daai geldjie uit te kom? En is dit hoeveel ure, hoeveel dae se arbeid vergelykbaar? Maar die arme en nood in ons land is verskriklik groot, en dis seker. En dat elkeen wat meer bevoorreg is, hier 'n geleentheid het om wat minder bevoorreg is te help, is ook baie seker. Maar mense in nood het nog baie ander gedaantes ook, nie net armoede nie. Daar is nood wat saamhang met bejaardheid, om oud te word, om nie meer so flink te kan deelneem aan die pas van die lewe nie, om eintlik half gerangeer te word na 'n plek toe waar jy eintlik in die stilte moet wees, bly gou daar, sit gou daar, want dit is bietjie lastig, dit is nie vinnig genoeg hier, jy weet, sit nou maar 'n bietjie daar en wees nou maar net gou 'n bietjie daar, terwyl ons gou ons lewe kan aangaan. En dan word die hond by jou afgelaai, en dan word die kinders by jou afgelaai, en dan moet jy na alles kyk, maar almal is weg, en dit is eintlik maar jy wat sit met die frustrasie van die hond en die kinders, en is dit tot waartoe my lewe gerangeer word, 'n oppasser. Siekte en eensaamheid. Ek kan onthou, ek het prakties gedoen daar in Buffeljasrivier, en die dominee wat my begeleier was, het my die dag na die Oom Kat toe gevat. Vanaand is katte die tema, klink dit my, maar die oom se naam was Oom Kat. En Oom Kat is 'n kluisenaar. Hy het 'n kluisenaar geword. Hy was dit nie, maar hy het geword. En hoe meer hy alleen geword het, hoe minder het daar gebeur. Ek sal nooit vergeet hoe vuil dit was, hoe onversorgd dit gelyk het, hoe dit geruik het nie, hoe dit was. En dit gebeur omdat daar nie mense is wat daar weer gekom het nie. Daar het nie meer mense gekom nie. Niemand het meer daar gekuier nie. Niemand het gehelp meer nie. Verhoudingsprobleme, gesinsprobleme is deel van mense wat arm geraak het. Die kinders kom nie meer daar nie, die kinders kom nie meer kuier nie, want as hulle daar kom is daar net konflik, so hulle kom nie meer nie. Dis arm geraak aan warmte, arm geraak aan omgee. Hoeveel keer hoor ons dit nie as ons by Andante of by Huis te Kuil
as ons so vra, hoe gaan dit daar nie, dan sê hulle altyd, maar weet hy, die hartseerste is dat die kinders nie meer hier kom nie. Die kinders kom nie meer hier nie. So, hoe bereid is ek om vir myself te gee, om vir my kosbare tyd te gee, om stil te staan, en net te vra, "Hi oom, waarmee is oom vandag besig?" Of by 'n tannie te gaan sit en vir haar te sê, "Maar tannie, kan ek tannie se hare was vandag?" Of jy sommer net mooi laat voel, sommer net jou naels verf, of sommer net 'n koppie koffie of 'n koppie tee maak, en saam met jou net 'n lekker teetjie drink, en sommer net praat oor die goeie ou dae wat verby is. So, hier het ons 'n geleentheid om in liefde werklik nou met mekaar saam te leef, soos die Here dit verwag. Paulus sê in vers 15, wees bly saam met die wat bly is, en treur saam met die wat treur. So as daar groot uitslae was, maak ons iets lekkers daarvan. Gil ons, skree ons, en ons sommer laf oor hierdie groot prestasie, en al is dit nou net om 10 uit 10 vir 'n speltoets te gekry het. Dit was altyd 'n groot ding in my lewe, want nie baie gebeur nie. Maar sien ons dit raak, sien ons dis vir ons kinders belangrik. En dis net as 'n mens ander werklik lief het, dat jy jou ook in hulle omstandighede, dat jy tyd maak om in hulle omstandighede in te kom, en te verstaan waarmee hulle worstel, wat hulle sien, wat hulle beleef, of waarmee hulle moet handel. Ons kan saam met hulle bly wees oor suksesse en seëninge wat hulle ontvang, of saam met hulle hartseer wees as hulle dalk iemand in die dood moet afstaan, of teleurstellings moet beleef en in hulle lewe moet hanteer. Maar 'n Christen wys liefde deur ander te help en by te staan. En dis die soort van eerste samevattende stelling oor die inhoud van die gedeelte wat ons saam gelees het. Die tweede een is, wat ek wil maak, is dat Christene liefde wys deur te stry teen liefdeloosheid en haat. Ek wil weer sê, 'n Christen wys liefde deur te stry teen liefdeloosheid en haat. En ons weet almal hoe maklik 'n bose kringloop van liefdeloosheid en haat tussen mense kan ontstaan. 'n Misverstand, 'n gewone misverstand. En ek sê iets slegs van jou, omdat ek misverstaan het, en jy antwoord dit deur iets slegs van my te sê, en onmiddellik is daar konflik. En dan eskaleer dit. En dan, wil ek amper sê, begin die negatiewe spiraal loop, dat ons mekaar later dan so sleg sê, dat daar letterlik nêrens heen is om te gaan nie, want al wat ons kan doen is om nog dieper en dieper en dieper en dieper in die spiraal van negatiewe denke te gaan, oor hoe sleg dit kan wees, om net by jou te wees. En so, geliefdes, sien ons hoe dit tussen twee mense in 'n verhouding kan gebeur, of tussen groepe mense in ons land, dat ons voortdurend teruggaan na Jan van Riebeeck toe, wil ek amper sê, en dat ons later dan nie eers meer by Jan van Riebeeck kan verby nie, want dis waar ons bly. 'n Kringloop van liefdeloosheid, 'n kringloop van haat, en ons kan dit nie ignoreer nie, ons kan dit nie wegpraat nie, ons kan dit nie wegkyk nie. En dit is so moeilik om dit te deurbreek. Maar 'n hele paar van die opdragte van Paulus in Romeine 12 kan hierin vir ons baie beteken. Hy sê byvoorbeeld in vers 14, seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. In vers 17 sê hy, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind. In vers 19 sê hy, moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God.
En ek wil nou nie eers vanaand weer 'n taxi inbring nie, want as ons, verstaan jy, ek bedoel, dis altyd ons voorbeeld, is die taxi, want dis ons pertinente voorbeeld. Ons kan nie 'n goeie ding van 'n taxi sê nie. Ons het nie 'n goeie ding om van 'n taxi te sê nie. Totdat jy 'n taxi bestuurder ontmoet het, en jy met hom op pad begin loop, en jy sy vriend raak, en jy hoor, en jy sien, en jy beleef, en jy veg nie meer nie. Want ons is mos maar geneig, om maklik slegte dinge vir ander te sê, en op 'n vreemde manier, hulle ons teenstanders, of ons vyande te maak. Ons sal hulle maklik sleg sê, of vervloek. En daarby sal ons natuurlike reaksie baie keer ook wees, om mense te vergeld. Sê maar, ek gaan hof toe, ek gaan prosedeer, ek gaan aanhou, ek gaan hierdie saak wen. Om hulle terug te betaal vir die slegte dinge wat hulle aan ons gedoen het. Ons sal selfs wil wraak neem. Ons wil hulle seer maak soos wat ons seer gekry het. So ons wil uit ons eie pyn uit, wil ons seker maak dat die pyn wat ek beleef oorgedra word na die ander. Maar hoe kan ons dit reg kry om die grondbeginsels van die liefde so uit te leef, soos Paulus in Romeine 12 van ons vra? Hoe kry ons dit reg? Dit lyk aan so moeilik, selfs onmoontlik, om te kan lief hê soos hy dit van ons verwag. En hoe kan ons dit reg kry om liefdeloosheid en haat behoorlik teen te staan? Nou is seker nie 'n kort antwoord en 'n kitsresep daarvoor nie, maar dalk help dit ons om 'n belangrike ding hier in Romeine 12 raak te sien. In die Bybel Millennium staan daar, let op hoe elkeen van die sake wat hier in Romeine 12 genoem word, kenmerkend van Jesus se eie lewe op aarde was. En dan kom ons terug na om verankerd te wees in gebed, om verankerd te wees, hoe is ons 'n Christus gesentreerde liefdesgemeenskap? Jy sien, ons kan 'n liefdesgemeenskap wees met ons eie raamwerk en ons eie waardes, maar Christus het 'n ander standaard as ons. So ons moet by Christus se standaard kom. Jesus is die voorbeeld. Hy wat selfs hulle wat hom gehaat het en hom te nagekom het en hom ontken het as mens, by hom verbygekyk het, hom geïgnoreer het. Ek het vir julle kom sterf. Kyk hoe hy deur sy lewe gedemonstreer hoe om ander in 'n nood by te staan. Hy het altyd gestop, of was daar 'n skare, en of was alles oor hom gegaan, nie dit het nie oor hom gegaan nie, dan het hy gestop by die sieke, of hy het gestop by die verlamde, of by die melaatse. Hy het nie gebid, Vader vergeld hulle nie, maar hy het gebid, Vader vergeef hulle. Sy voorbeeld kan ons dalk 'n bietjie moedeloos maak. Dit kan ons laat voel, maar ek sal tog dit nog nooit reg kry om so te lief te hê nie. Maar dan moet ons ook onthou dat die Gees van Christus gekom het om in ons te woon. En dan moet ons 'n bietjie oefen, want jy weet, as ek 'n hokkiestok vashou en ek kan hierso 'n paar toertjies doen met my hokkiestok en kyk sien ek altyd die kleintjies, hoe kyk hulle vir my en sê hulle, ek gaan dit nooit kan doen nie. Ek sal dit nooit kan doen nie. Maar ons sal dit nie kan doen as ons nie oefen nie, of nie probeer nie. So ons moet hoor hoe die Gees van God vir ons sê, maar jy gaan dit nie reg kry as jy nie toelaat dat ek beheer neem van jou lewe. Dat ek in jou lewe inkom en die stem in jou lewe begin word nie. En hoor hoe ek vir jou invluister en vir jou sê, bedaar, hê lief, gee om. En dan raak dit vir my moontlik om selfsug te oorwin en anders nood en behoeftes bo my eie te stel. En dan raak dit vir my moontlik om nie deel te neem aan bose kringlope van liefdeloosheid en haat nie. Maar dan moet ons deur die Gees laat lei en beheers en nie deur dinge soos ons eie selfsug, ons natuurlike weerstand vir ons teestanders of ons vyand nie.
Hoe sê Paulus in Galasiërs 5 vers 25? Hy sê, ons lewe deur die Gees, laat die Gees dan nou ook ons gedrag bepaal. Laat toe dat die Heilige Gees ons gedrag bepaal. Liefde is die grondbeginsel van ons lewe. Jesus se liefde is. Nou sonder kan ons nie Christene wees nie. En Paulus gaan so ver in 1 Korinters 13 om te sê dat sonder liefde is ons niks. En dis die waarheid. Sonder liefde is ons niks. Mag die liefde van ons Here Jesus Christus onder ons dan so vul dat ons dit nie anders te kan is om dit ook uit te leef nie, dat ons dit voete en hande gee nie. Dat ons in beweging kom nie, dat sy liefde ons dring om in beweging te kom. Mag sy Heilige Gees vir ons help om dit reg te kry. En een van ons oefeninge wat ons elke keer doen is om in ons plek te kom sit waar ons kan stil word, waar ons die Here se vrede kan voel en kan ervaar en daarmee sing ons lied saam, Stefanie, so kom. Ons lied wat sê, hoor ons bid o Heer, want uiteindelik moet ons in gebed dit van die Here vra, dat hy ons help.
so wie het die liefde nodig? So hoor die refrein. Here, U wil ons gebruik in die koninkryk. Here, ons wil nie terugstaan nie, ons wil betrokke raak, ons wil deel wees. En ons wil vir U leef. So Here, wie het U liefde nodig? Is dit die oom of tannie, die bejaarde, wat op die stoepie sit in die son, want hulle kan nêrens meer gaan nie? Is dit bejaardes? Of is dit kinders? Kom ons bid dan nou vanaand vir ons bejaardes en vir ons kinders, Here, en ons dink, laat jou gedagtes dwaal, laat jou gedagtes verbygaan by ons ouerhuise, Otello en al die plekke waar Huis te Kuilen, Andante, of die skole van ons dorp, die baie skole van ons dorp, die skole wat in die hart van die dorp lê, Jan Kriel skool, Hoërskool te Kuilen, Laerskool te Kuilen, Mikro, Laerskool Kuilsevier, Sarepta Laerskool, Erasta Laerskool, Good Hope College, al ons verskillende skole, 15,000 kinders plus in skole in ons gemeenskap. Dan praat ons nie eers van die voorskoolse sentrums nie, ons praat nie van ons kinders op die plase nie, Here, ons gedagtes vandag sweef terug na daai klein dogtertjie met die trane vanoggend. Wil jy huis toe gaan nie? So asof daar nie iets is om na huis toe te gaan nie. Here, as ek nou verder kan sweef van die dogtertjie af verby, dan gaan ek maar vir Lenny toe. Dan wil ek, Here, vir Hans gaan soek wat nie hierdie week by die werk was. Hy was nie maandag hier nie, hy was nie woensdag hier nie. En ek wonder waar is Hans? Ek wonder of hy kwaad is, ek wonder of hy siek is. Ek wonder of hy iets oorgekom het. Maar Here, ek kry so swaar om soontoe te gaan, want ek is in die eerste plek te bang om aan te gaan, want dit is onveilig. In die tweede plek, so vuil, Here. So vuil. Is net papier en gemors, ou karkaste. En dan braai hulle nog daai kos langs die pad, daai derms in goed, wat 'n mens eintlik nie eers kan sien nie. Wil sien nie, en dan steek dit met in die bors. Was ek al ooit honger?
En dan Here, swef ek verder na die mamma vanmôre, vir wie ek saggies in die oor gefluister is, gegee vir daai mamma asseblief 'n rooi kombers. Want die pappa in die huis het nie meer 'n werk nie, hy het sy werk verloor in die week wat verby is. En toe ek daai rooi kombers omhang en ek sien in die oë van hierdie vrou, Here, dankie dat U my sien, want ek weet nie my wat om te maak nie. En ek omdraai en ek loop en ek raak in die gesels met iemand anders, hoe sy my volg, hoe sy agter hom aankom, omdat die rooi kombers vir hoop. Daar's hoop waar kinders van die Here saamwerk. Daar's hoop waar kinders van die Here onthou dat hulle mekaar moet lief hê. Daar's hoop vir kinders. Daar's hoop vir pappas wat nie werk het nie. Daar's hoop vir mammas, alleen mammas, wat kinders moet navigeer en wat self so siek is en wat vandag terugkom van die dokter af en net sê, ek kan nie meer, ek vanmôre vir die dokter gesê, dokter, is ek besig om dood te gaan, of wat is dit dan nou? Want ek is die hele tyd siek, ek word nie gesond nie. En dan is die kinders nog daar, en ek moet nog na die kinders kyk, en pappa is weg. Ek het nie 'n pappa nie. Here, dis in oomblikke soos hierdie wat ons nodig het om te hoor hoe ons bedien word met 'n lied wat praat van in hierdie oomblik. In hierdie oomblik, Here, wil ons eintlik net ons hande kom uitsteek en sê, Here, in hierdie oomblik weet ons net, is ons deel van 'n stikkende wêreld. Is ons deel van 'n wêreld waarin ons min verstaan. 'n wêreld waar daar min hoop is en minder geregtigheid is en waar daar soveel onheil en ondankbaarheid is. Maar dan is ons die kerk. En dan is ons die kerk, Here, wat die skat van die liefde in ons hande vashou. Die skat van die liefde ontvang het, Here, deur die seun wat bereid was om sy lewe prys te gee, aan die kruis, nog gedink het aan die moordenaars aan weerskante van hom, gedink het aan sy moeder, wat hy alleen agterlaat, en gesorg het dat sy veilig is, dat sy versorg is, en dat sy genade het. Dis in oomblikke soos hierdie, Here, waar ons net wil stil word, stil bly, en weet, U is Heer. Snart
selfde Here wat ons help om te bid as ons self nie kan bid nie. Dis hierdie selfde Here wat ons leer om te bid en vir ons help bid. As ek nie kan bid nie, dan sing ek my gebed saam met die geloofsgemeenskap. Dan sing die geloofsgemeenskap dit vir my. So kom ons staan en dan sing ons ons Vader gebed. En bewaar jou, skyn sy aangesig oor